Goeiemôre broer en suster. Dit is my voorreg om almal hier te verwelkom in hierdie oggend. Mag jy weet dat die Here ook op 'n besonderse manier in jou lewe teenwoordig is. Mag jy weet dat die Here ook vir jou kom sê, hy is jou begin en jou einde. Ons begin hierdie erediens met lied 168. Kom ons staan vir hierdie lied, dan kan jy dan daarna die plek inneem. Kom ons bid saam. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here. Hy wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Hierdie Here groet jou vanmôre met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Mag God ons Vader en die Here Jesus Christus en dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan, ons gaan 2 lofliedere saam sing, lied 450 en dan daarna lied 492. Kom ons staan vir hierdie 2 liedere. Vader, Seun, Heilige Gees, o sal ons heerlikheid, dan verword die lof besing met 'n hartse stem. Heer die Vader, Heer die Seun, Heer die Gees, ons God en Heer, Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Goedheid, goddigheid, kom ons mens op aarde,
laat ons bede, geen dood of lewe, engele kragte, of vreemde magte, ons is oorwinnaars, halleluja. Niks wat ons lei nie, niks van ons skei nie, skei van die Here, ons sing die Here, die is ons vreugde, halleluja. Kan jy plek inneem? Ek gaan vra dat die kinders wat hier is, gou vir my hier voor kom sit. Sê julle? Daar is hy. Jasper, gaan dit goed met julle almal? Van julle sê ja en van julle sê nee, gaan dit goed met julle? Met wie gaan dit nie heeltemal goed nie? Nicolas, hoekom gaan dit nie goed nie? Want dit is skool. Sê weer? Ek hou nie van skool nie, nee. Partykeer moet ons maar goed doen wat nie lekker is nie. Reg. Wie's bly die kwartaal uit begin? Vir my was die lekkerste periode altyd pouse gewees. Om saam met my maatjies te speel, die res, ja, sal ons nie oor praat nie. Reg. Wie kan vir my sê wat is die? Olie. Waarvoor gebruik ons olie? Nika? Om kos te maak. Soos wat? Lekker slap chips, partykeer. En ons gebruik dit om lekker koek te bak. Nee? So sê die mense, ek weet nie. Reg. En hierdie, wat dink julle is hierin? Net water, nee. Nou as ons die olie gaan ingooi, wat gaan gebeur? Wat dink julle? Gaan die olie bo opdryf? OK. Voor ons by dit kom, nee? As ons dink, as ons na die water kyk, sien ons dis mooi skoon, dis mooi, ons kan mooi deur dit sien, en as ons dink aan die Here, kom sê die Here vir ons, dat hy vir ons liefhet, dat hy by ons is, en dat hy ons lewe kom verander, nee? Nou, partykeer gebeur daar moeilike goed, nee? Slegte goed, jy het nou nog gepraat van skool is partykeer nie lekker nie. Dit's 'n ander moeilike goed gebeur daar. Wat hoor ons pappa en mamma partykeer oor praat? Ons het gesien, daar is droogte, nee? Ken julle droogte? Reg, nee, as daar nie meer, as daar te min reën is, wat is daar nog wat moeilik is? As ons daar partykeer 'n slegte maatjie is by die skool wat ons boelie, en nog, wat dink julle is daar nog wat nie lekker is? Wat gebeur daar nog in julle lewe? Of is alles altyd oukei? Wat dink julle is daar nog? As daar slegte goed gebeur by die huis, mamma en pappa is nie altyd op 'n goeie plek nie. As partykeer slegte goed wat gebeur. Nou kom sê die Here vir ons, as ons lees in Matteus 5 vanaf vers 3, dan staan daar, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Wat beteken dit om afhanklik te wees van die Here? Wie wil probeer? Niemand nie. Carmen, julle reg? Johan? Afhanklik. Met ander woorde, die Here om te weet, maar maak nie saak hoe groot my probleme is nie, die Here is daar. As ons dink aan hierdie rooi koekkleersel, dan sê ons dit is soos ons gebede.
Nou hier's olie hierbo op. Maar weet hulle aan olie gevat? Is glibberig, nee. Dink julle die koekkleersel gaan deurgaan? Ja of nee? Wie dink so? Nika, jy dink so, jy en Johan. As ons vir mekaar sê, die Here is altyd by ons, en hierdie bekommernisse wat ek en jy het, keer ons gebede, dan sê ons vir mekaar nee. Die Here kom sê vir my en vir jou, maak nie saak hoe groot ons probleme is nie. Hy is altyd daar. Hy kom vou ons toe in sy liefde en in sy genade en in die wete dat ons altyd op hom kan vertrou. En as ons dink aan hierdie jaar wat voorlê, mag julle elkeen weet dat die Here by julle is. Mag ons vir ons paas en ons maas bid, ons onderwysers by die skool wat ons help, mag julle altyd weet dat God julle kom toevou in sy genade en in sy liefde. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here dat ons hierdie kwartaal, hierdie jaar kan begin met hierdie belofte. Here, dat ons kan weet dat as ons afhanklik leef van U, Here, is U by ons teenwoordig. So kom bid ek vir elkeen van hierdie kinders, dat hulle sal weet, Here, U is by hulle, U het hulle lief. U sal hulle nie los nie, maak nie saak wat gebeur nie. Ons kom vra, Here, dat U ook so met hulle in hierdie kwartaal sal wees, met hulle ouers, Here, met elke onderwyser. En ons kom vra, Here, vou hulle toe in U teenwoordigheid en in U liefde. Amen. Reg, kom ons staan en sing ons die volgende lied saam. Ek is bly ek is sy kind, en ek bly my Here lewe, aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel, dat ek elke dag aan lees. Kinders van die Here, het ek so verbang te wees. Kinders van die Here, het niks al verlang te wees. Dan kan julle plek inneem. Julle kan vir julle elkeen 'n sweetie kom haal, dan kan julle weer by pappa en mamma gaan sit. Sit hy sê. Sy. Broer en suster, as ons dink in hierdie jaar wat voorlê, as ons dink in hierdie tyd wat ons in is dit altyd interessant, altyd goed om vir mekaar te sê, waar staan ons in ons geloof? Terwyl die kinders nog so in die kerk is, dink ek is, en dis is so 'n bietjie vir die groter ouetjies, dan kan jy vir jou ook 'n sweetie kom al as jy reg is. Ek wil gou hoor, waar kry ons die 10 gebooie in die Bybel? In wat se boek? Wie wil vir my probeer sê? Enige iemand? Eksodus 20. Jan, jy kan vir jou 'n sweetie kom haal na die tyd. Reg. As ons dink in die Bybel, dan kom leer die Bybel vir my en vir jou deur God se genade hoe ek en jy moet leef. Die Bybel kom leer vir ons dat ek en jy in afhanklikheid van God is, daar waar ons gaan, daar waar ons beweeg,
leef ons met die verwagting dat God saam met ons is. Die Here is hier. As ons na Eksodus 20 kyk, die 10 gebooie, dan is dit iets wat in ons lewe posvat, iets wat in ons lewe gebeur, omdat ons dankbaar is vir dit wat God vir ons kom doen het. Die verlossing wat die Here bewerk het. As ons so 'n bietjie verder gaan van Eksodus af, dan kom ons in die boek van Psalms. Die psalmdigter skryf in Psalm 15 hierdie volgende: Wie het reg om in die woonplek te kom, Here? Hier waar ons is. Wie mag op die heilige berg vertoef? En die antwoord wat die psalmdigter gee: Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie, en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien. Wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade. Sy geld nie op rente uitleen nie en hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Die Here kom deur die psalmdigter en sê vir my en vir jou hoe ons moet leef. Dat ek en jy in afhanklikheid van God sal leef. As ons luister na Psalm 15, dan klink dit so ver, dit klink so moeilik. Maar as ons dink aan kindertyd, dan leef ons in afhanklikheid van God, wat vir ons kom sê, hy staan nie een kant nie. Hy staan nie en kyk hoe ons wêreld rondom ons vergaan nie, hoe ons tot niet gaan nie, maar hy is by ons teenwoordig. Mag ek en jy, broer en suster, weet dat die Here by ons is. Gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanmôre hier as gelowiges in u teenwoordigheid saam mag wees nie. Here, dis 'n voorreg, Here, om u naam te kan verheerlik, om te kan sing dat daar vreugde is, Here, want ons ken nie. Dat daar vreugde is, Here, want u die verlossing bewerk. Here, so kom ons in hierdie oggend, ook met ons eie tekortkomings, maar met 'n groot stuk dankbaarheid. Here, want u het reeds die prys betaal. U het reeds alles gedoen, sodat ons, Here, kan reageer eintlik, Here, net om te sê dankie. Dankie, Here, vir u verlossing. Here, help ons om ons dankbaarheid in hierdie wêreld uit te leef, Here, sodat ons nie sal wankel nie, maar dat ons sal weet, u is hier, by ons teenwoordig. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in u naam. Amen. Psalm 63, kom die Psalm en hy bid 'n besonderse gebed. As ons dink aan die dor droë lande in die Wes en Oos-Kaap, dan pas hierdie gebed daarbey in. Waar die psalmdigter kom sê, ek soek u, o God, my God. Ek dors na u, ek smag na u, soos in 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Here, ek wil by u in die heiligdom wees,
om daardie mag en die grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Ek sê my lewe lank loof my hande ophef om U naam te prys, soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met my jubelende mond. As ek aan U dink op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp. En dan juig ek oor die beskerming onder die vleuels. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my. Kom ons vra die Here dan ook as gemeente saam om by ons te wees, om ons te lei in hierdie jaar wat voorlê. Kom ons doen dit staande met lied 266, die Onse Vader, wat ons gaan saam sing, en dan kan U daarna weer U plek inneem. Broer en suster, ons lees saam in die boek van Matteus. Ons gaan daar lees in hoofstuk 5 vanaf vers 17. Kom ons bid saam. Here, is 'n voorreg om U woord oop te maak. Here, om onafhanklikheid van U hier by mekaar te wees. Te kan bid, Here, laat U wil geskied. So kom bid ons, Here, ook in hierdie oggend. Breek U woord vir ons oop. Ons kom bid dit, en ons kom vra dit, Here, in afhanklikheid van U. Amen. Ons lees, voordat ons lees Matteus 5 vanaf vers 17,
Ons begin vandag met die week van gebed wat voor lê. Die tema vir die week van gebed is so moet julle bid. Die woorde waarmee die Onse Vader begin, waarmee Jesus vir sy disippels leer en sê, maar so moet julle in afhanklikheid van God kom staan, kom wees. In hierdie week van gebed gaan ons so 'n bietjie die Onse Vader so versie vir versie deurgaan en vir mekaar sê, maar hoe beleef ons dit? Wat dink ons daaroor? Hoe sien ons dit in hierdie wêreld waarvan ons deel is? Wat het dit vir my en met jou te doen? Hoekom raak dit ons so diep as ons dit saam sing? En as ons dink aan die Onse Vader gebed, is dit een van daai gedeeltes, een van daai goed wat ons eintlik uit ons hart uit ken. Ons kan hom saam opsê. Ons kan hom saam sing. Maar as ons na die gedeelte kyk, is hy op 'n spesifieke plek in die Bybel. Op 'n spesifieke plek, as ons dink aan die Matteus Evangelie, waar hy opgeteken is ook, dan staan hy in die bergpredikasie, wat Jesus vir sy disippels kom sê, maar dit is hoe julle in hierdie wêreld moet leef. Bergpredikasie wat daaroor gaan om te sê, maar dis die kern wat ek as leraar, julle leraar vir julle opdra om te gaan leer, om te gaan leef. En as ons dan na die gedeelte kyk, dan lees ons saam in Matteus hoofstuk 5, dan vanaf vers 17, wat iets kom sê van hierdie konteks waarvan ons gepraat het. Matteus 5 vanaf vers 17 tot 24. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringstes van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Julle het gehoor dat daar van die oudheid af aan die mens gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskeld vir 'n gek is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskeld as 'n idioot is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dat jy daar byvoel dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan, en bring jou gawe. Tot sover ons skriflesing van môre. Jesus kom in hierdie gedeelte, die bergpredikasies wat ek gesê het, en dit gaan basies daaroor hoe om voor God en saam met God te leef. Want die volk van die Here, sy kinders, moet anders leef, moet anders wees as die wêreld in die omgewing, as die omringende gedeeltes, die omringende volke. En daarom, as ons terugkyk na Eksodus 20, ontvang hulle God se wet, ontvang hulle die 10 gebooie.
En as ons na die bergpredikasie kyk, reg deur die bergpredikasie, praat Jesus herhaaldelik oor die wet en die profete. Daarom moet ons hierdie belangrike woorde, die wet en die profete, nie mislees nie. Ons lees in vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. En om iets daarvan te verstaan, gaan ons terug na Eksodus 20, die 10 gebooie wat gegee is, wat geleer is, wat hierdie mense, hierdie Jode, eintlik op 'n manier uitgeleef het in hulle daaglikse lewe. Wat vir Christus ongelooflik belangrik was, ook as Jood. En soos ons sien, is dit ook die inhoud van die gebed wat Jesus vir sy disippels leer. Beginnend by die Vader wat alles skep, die Here wat alles gemaak het, ek sal God lief hê met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. En dan waar dit uitgaan, laat U wil geskied, my naaste soos myself. Dat ons in hierdie wêreld, daar waar ons besig is, die grootheid van God raak sien in dit waarmee ons onsself besig hou. As Dawid kom in Psalm 119, dan skryf hy geseënd is die wat leef volgens die gebooie van die Here. Dieselfde woorde gebruik Christus, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. As ons na hierdie gedeeltes kyk, sien ons hoe die Here Jesus kom en kom sê, maar die Ou Testament is net so deel van ons getuienis in hierdie wêreld. Soos die wete dat God deur sy Seun Jesus Christus hier teenwoordig is. Dat ek en jy in hierdie wêreld leef met die wete dat Christus alles volbring het. En daarmee saam ons oproep tot 'n lewe van dankbaarheid. As ons dink aan die wet en die profete, fokus Jesus ook juis oor hoe ons in hierdie wêreld, hoe ons in hierdie lewe sin maak van dit wat ons beleef. Ten spyte van die moeilike goed wat gebeur. Ten spyte van die goed wat ons terughou om God te volg. Die wete dat God in sy grootheid en sy genade vir ons met oop arms staan en wag en sê, Here, vir ons sê, hier is ek. In hierdie wêreld leef ons so baie keer vir onsself. Ons leef baie keer dat ons wegkyk en sê, maar hierdie goed wat gebeur het eintlik niks met my te doen nie. Eintlik is ek maar net hier op my eie besig. Die gedeeltes kom roep ons op om vir 'n oomblik te sê en dit ook te besef en uit te leef. Die wêreld, God roep ons om in hierdie wêreld te gaan verskil te gaan maak. En nou as jy dink in jou agterkop, nou wat het hierdie, dit wat ons nou besig is mee, wat het dit met die Onse Vader te doen, wat ons nou hierdie week, wat voor lê, oor gaan praat? Wat het dit daarmee te doen? Wat is die inhoud? Hoekom lees ons dit? Is dit juis eintlik alles? Want ons lees saam in die Onse Vader, laat U wil, laat U koninkryk kom.
laat U wil geskied. En met hierdie woorde wil Jesus juist vir sy disippels leer wat presies met die wet en die profete, wat die implikasie daarvan is vir hulle. Wat die implikasie daarvan is vir my en vir jou in hierdie wêreld, die wete dat God teenwoordig is. Die skrifgeleerdes en die fariseërs, soos wat ons sien in die gedeelte, waarsku Jesus vers 20, ek sê vir julle, luister mooi na die woorde wat hy sê, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Hoe het die skrifgeleerdes en die fariseërs geglo? Hulle het hierdie wet en profetiese boeke gesien as 'n manier om 'n aftiklysie daar te stel en te sê, maar as ek hierdie klomp wette nakom, is my paadjie na die hemel toe oop. Ewe skielik het ek nie meer God nodig nie. Ewe skielik is die genade van die Here nie meer daar vir my om my vryheid te verseker nie, my vrygekooptheid nie. Ewe skielik maak ek self staat op dit wat ek bereik. Die fariseërs en skrifgeleerdes, die kenners van die woord in hulle tyd moes deur hulle voorbeeld die mense leer hoe om die wet te onderhou. Wie sou dan meer getrou kon wees as hierdie persone aan wie die wet en die profete en die geskrifte toevertrou is? Tog ten spyte van alles, so wat ons weet, sit hulle die pot mis. En op 'n manier wil Christus kom sê, maar disippels, julle wat hier rondom my sit, julle vir wie ek nou leer, hierdie skare geloofsgetuies sien raak. Godsdiens wat gebaseer is op moets en moenies is iets anders as godsdiens wat gebaseer is op 'n werklike verhouding met God. 'n Verhouding kies jy om lief te hê. Die belangrike is God kom kies jou en my. Die Here kom sê vir ons, daar waar ons is, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, ek ken jou. Ek weet wie is jy. Die Here kom sê vir my en vir jou, maak nie saak waar jy gaan nie, ek is daar by jou teenwoordig. Maak nie saak hoe hierdie wêreld lyk rondom jou nie, hoe groot die storms is, ek is daar. Die wet en die profete wil ons kom leer dat dit nie net gaan oor reg glo nie, maar dit gaan oor die regte verhouding met God. Verhouding wat gebaseer is, gebou is op sy woord, wat gelei word deur sy gees. En as ons vir mekaar in hierdie jaar vra, waar ons die eerste Sondag van hierdie skoolkwartaal, is die vraag, maar hoe lyk ons lewe? Hoe lyk ons geestelike lewe? Hoe leef ons teenoor ons naaste? Hoe leef ons teenoor die wat die Here vir ons kom sê, maar jy's hulle, moet julle lief hê. As ons luister na Jesaja, kom sê die gedeelte vir ons in Jesaja 58, hulle vra wel elke dag vir my, na my wil, asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen wat reg is en om aan die bepalings van God hou. Maar waarom luister God nie as ons op die regte dae vas nie? Murmureer hulle by die profeet.
En dan antwoord die profeet hulle, so antwoord die Here. Julle vasstal loop uit op twis en risie. Julle dan mekaar met die vuis by. Julle kan nie op hierdie manier vas en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. Is die vas wat ek wil hê nie dit, dat jy vir die wat honger is, van jou brood gee. Dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee. Dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie. Dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie. En as ons deur die bergpredikasie blaai, dan sien ons juis hierdie refrein die heeltyd. Julle het gehoor dat daar gesê is, maar ek sê vir julle. Die Here wat ons kom oproep om in alles vir hom te leef. Nie net halfpad nie net 3/4 pad nie, maar omdat God in my lewe teenwoordig is, gee ek my alles. Omdat God in my lewe teenwoordig is, leef ek nie net die minimum vereistes uit nie. Ek leef die wete uit dat ek in dankbaarheid van God en afhanklikheid van God 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. 'n Verskil kan maak in my kind se lewe. 'n Verskil kan maak in my ouers se lewe. Dat ek 'n verskil kan maak by die werk, by die skool, daar waar ek besig is, want God is nie daar ver nie, hy is hier binne in my. Hy roep ons op om dit uit te leef, daar waar ons gaan. Dit wys eintlik dat dit nie net genoeg is om te sê ek ken God nie. Maar dat dit juis daaroor ook gaan, dat ek kan sê, maar ek vertrou die Here wat my in hierdie wêreld instuur en ek sal gaan daar waar God my stuur met die wete dat hy by my is. Dit gaan oor 'n diep opregte verhouding met ons Here, ons Vader, die Seun, die Gees. En mag ek en jy, broer en suster, in hierdie jaar wat voorlê, in hierdie tyd wat voorlê, dit uitleef. Mag ons woorde bevestig word deur dit wat ons doen. Deur die getuienis wat ons uitleef en uitdra tot eer van die Here. En mag ek en jy hierdie wete dat God teenwoordig is, dat hy ons hoor, ook saam met ons dra in ons binnekamer. Daar waar die Here vir ons kom sê, maar kom gee jouself, maak die deur agter jou toe en nader tot my. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dit is 'n voorreg om te weet dat U in die genade en in U liefde ons lewe eintlik, Here, kom verander. Kom nuut maak. Dankie, Here, dat U in die grootheid ons kom toevou in U teenwoordigheid. Here, dat ons nie alleen in hierdie lewe is nie, dat ons nie alleen deur ons moeilike tye gaan nie, maar dat U daar is. Here, ons kom bid en kom vra, Here, dat U ook ons juis in daardie tye die getuienis sal laat uitleef van U wat 'n God is wat lewe. Here, ons kom bid en kom vra, Here, gebruik ons en stuur ons. Here, daar waar U ons nodig het. Ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, ek gee die geleentheid dat ons ook die Here met ons liefdegawes dien.
Vanaand se sekelmaan is net vir jou. Mag hy dans tot in jou hart en sy arms om jou vou. Want as hy kom praat, so hy eenvoudig sê, hoe diep my liefde hier binne vir jou lê. En mense kind, ek weet, jou hart is broos. Want die twyfel trek jou skeef, en jy's leeg en moedeloos. Maar as jy my oë vir 'n oomblik sou kon leef, sou jy 'n bruid sien, in wit gekleed. En weet jy wie dit is? Kan jou hart se siel begryp, na wie ek verlang? Dit is jy, my bruid in ewigheid, een kyk van jou. Broer en suster, die afkondigings vir hierdie week is soos volg. Ons dink aan oom Eddie Mattheus se familie met sy afsterwe. Ons dink ook aan tannie Drini Skeepers en dan ook aan Adam Wessels. En dan besonder dink ons ook aan die gedeeltes van Oos en Weskaap wat nog steeds deur droogte getuister word, en dan ook aan die liefste kant geluk aan al die matrieks van 2025 en so ook aan Hoërskool Zastron en elke onderwyser met die matriekuitslae van 2025. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, in hierdie oggend kom dank ons U, Here, vir U genade, U liefde. En ons kom vra, Here, ook vir die troos. Here, daar waar ons dink aan oom Eddie, dis 'n familie, Here, ons kom vra, Here, gaan U ook so met hulle elkeen. Gee vir hulle die krag en die genade, die wete dat U by hulle is. Ons kom dink ook so, Here, aan tannie Drini, aan Adam, Here, dat U ook by hulle sal wees. Ons kom dink aan die gedeeltes, Here, waar daar droogtes is. Ons kom dink aan die gedeeltes, Here, waar daar vloede gekom het. En ons kom vra, Here, gee U uitkoms, gee U genade ook dan daar. Ons kom dankie, Here, dat ons ook met dankbaarheid kan terugkyk na 'n jaar wat verby is en dat ons ook U hand daarin kan sien. Dankie, Here, vir elke matrikulant wat hier is, Here, dat ons kan die uitslae van 2025, Here, ook vir U kan kom dankie sê. Dankie, Here, vir mense wat U stuur met 'n passie, Here, om kinders te leer. Dankie, Here, vir elke onderwyser. Dankie, Here, vir die skool. Mag ons, Here, ook nie dit uit sig verloor nie. Ons kom vra, Here, daarvoor in U naam. Amen. Broer en suster, geluk aan almal wat verjaar in die week. Mag dit vir jou 'n geseënde week wees. Mag dit vir jou 'n geseënde dag wees en mag jy sommer net lekker bederf word. Die 18de verjaar Eddie Coakley, Marno de Kok, Francis McKay, Frans Rood en Gerrit van der Walt. Geluk aan hulle. En dan die 19de Jannie Goosen en Jolandi Burger. Dan die 20ste Monica Jansen, Ansie Potgieter en Anita Potgieter. Die 21ste Rion Henning. Die 22ste Esau Jansen en Sanet Moelig. En die 24ste Sanet Mostert en Dani Nel. Geluk weer aan almal en mag dit 'n geseënde dag wees. Dan broer en suster, gaan ek dit so reël dat al die ouers met kinders van klein tot groot asseblief net vir my vinnig na die tyd
jy sal agterbly. Ons wil vinnig praat oor die katedese en die kinderkerk, wat dan voorlê vir die jaar, en dan spesifiek ook wil ons dan vir almal wat dan in hierdie tyd verjaar het, van 1 Januarie tot die 24ste dan net vinnig, as vir die kinders, dan net 'n geskenkie gee van die kerk se kant af. Broer en suster, dan is daar tee na die erediens, en dan die week wat voorlê, is dit dan so wat ek gesê het, ook ons week van gebed, van maandag tot donderdag, dis elke aand om 6:00 hier in die kerk, met die tema, so moet julle bid. Woensdag is dit dan die oggend ook dan bid hier om 9:30 by huis Vergesig, en 11:00 is dit Bybelstudie in die konsistorie. Dan broer en suster, volgende week is dit 'n spesiale diens saam met Piet Smit. Dit is en dan gewone tyd, asseblief kom woon die geleentheid by. Dan so 'n bietjie later die middag, so 'n bietjie later die dag, hier rondom 12:00, is dat dan na aanleiding van die slangbyte en dit wat gebeur het in die dorp die afgelope tyd, is daar ook 'n opleidingsgeleentheid om 'n bietjie te kyk na slangbyt wat nou, so kom woon ook die geleentheid by van 12:00 af. Dan broer en suster, ons het nagmaal die 1 Februarie en ons kerkraadsvergadering dan die 15de Februarie. Dan is daar nog net een afkondiging, of daar is nog so 'n paar. Kleuterkerk, ons benodig persone wat bereid is om te help om kleuterkerk aan te bied. Dit wat die kindertjies hier leer, om die liefde, ek het by die kerkraad ook gesê, die liefde vir 'n kerk en vir die kerk, vir die Here, ontwikkel juis op 'n klein ouderdom. En ons het mense nodig om vir hierdie kinders van ons te leer, ook op 'n Sondag. As jy bereid is om te help, om kleuterkerk aan te bied, nooi ek jou uit. Kom praat met Jolandi, of dan met my, gee jou naam op, dat ons dan ook daar volgens dan 'n rooster kan uitwerk. Dan is daar die 4de Februarie, dus 'n bietjie verder nog in die jaar, 'n Woensdag, is daar weer die wêreldkanker dagstap, en dis 'n 3 kilometer, ons begin en eindig by huis Vergesig. Kom stap saam met Joshua na die reën. Enige donasies is welkom, en dit gaan ten bate van hospice. Dis dan al die afkondigings vir hierdie week. Broer en susters, ons leef as oorwinnaars, omdat die Here vir ons sy genade kom gee. Ons leef dit in dankbaarheid uit, want die Here is by ons teenwoordig. En in daardie gesindheid, kom ons staan en sing ons dan ook hierdie volgende lied, die oorwinningslied. Kom ons sing dit hartlik saam, tot eer van die Here. Ek sien in my gees die glorie en die almal van die Heer, allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in
sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Broer en suster, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen bly en wees. Amen.